So ek wil jou vra, wat sal gebeur as mense jou sien soos jy werklik is? As mense jou rou natuur sou kon sien. As mense jou eerste denke, jou eerste emosies kan sien in elke omstandighede, in elke gebeurtenis wat jy deurgaan. Daai een wat nog glad nie eers, weet selfs deur, nou dat ons gered is, sal ding wat opkom, maar ons beheer dit, maar wat sal mense sien as hulle jou rou natuur kan sien? Wat sal hulle sien as, weet wanneer daai taxi voor jou indraai? Of as iemand by die werk jou beledig het en sleg gesê het? Of as jy daai slegte hartseer nuus gehoor het? Of staan 'n aantreklike man of vrou dalk voor jou stap? Wat sal mense dan sien? En sal mense meer dink van jou of minder dink van jou? Sal mense meer van jou, sal mense minder hou van jou? En ek dink dit is duidelik wat met ons sal gebeur. Maar vandag sien ons wat gebeur wanneer mense Jesus sien soos hy werklik is. Wanneer Jesus se rou natuur meer sigbaar word. Ons gaan sien wat is die effek dan? Wat sien en ervaar mense dan? So ons kyk vandag na die berg van verheerliking. En hier skyn meer van Jesus se natuur, sy goddelike natuur, deur sy menslikheid uit. En 3 van die disippels het die voorreg om daar te kan wees, ooggetuies te kan wees van hierdie asemrowende gebeurtenis. So kom ons lees ons teks saam, Markus 1 vanaf vers 1 tot 8. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. Hierdie is 'n aangrypende gedeelte. Maar voor ons na dit self kan kyk, met ons eers sien hoekom hierdie openbaring van Jesus hier gebeur, in hierdie spesifieke plek. So onthou julle wat ons gesien het in Markus 8 vers 27 en 33, dis die laaste 2 kere wat ek gepreek het. Ons gaan vinnig daarna kyk. In vers 27 is hulle op pad. Hulle is op pad. En Jesus is eintlik op pad na Jerusalem, op pad na die kruis, maar vir nou beweeg hulle eers noord. Hulle gaan noord na Caesarea Philippi. En op pad noord na Caesarea Philippi vra Jesus vir sy disippels, wat sê die mense van my? Wie is ek, sê hulle? En dan gaan hy en hy vra daai baie meer belangrike vraag, maar wie sê julle is ek? En ons het gekyk en gevra, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord dan hy vraag vir die groep en hy sê, u is die Christus. U is die Messias, u is die een wat ons so lank voor gewag het, u is die een wat die hele Ou Testament na opgeloop het en na uitgesien het, en u is die een wat gaan kom regeer. Dis die idee wat hulle het. Maar hulle siening oor die Messias is verkeerd soos ons gesien het, want hulle het nie verstaan dat Jesus die eerste keer kom om te sterf op 'n kruis en sy volk en sy mense te kom red van hulle sondes nie. En dus begin Jesus hulle dadelik te leer oor wat dit beteken dat hy Messias is. Hulle moet hierdie prentjie reg verstaan en hy sê vir hulle, moet nog niemand vertel van die feit dat ek die Messias is nie, want julle het nog nie die regte prent nie. So kyk na vers 31 van hoofstuk 8. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, verwerp word deur die ouderlinge, die owerpriesters, die skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. So hy, die Messias,
gaan nie eers koning wees en heerlikheid hê nie. Nee, hy gaan eers verwerp word, hy gaan ly, hy gaan doodgemaak word, hy gaan eers kruis toe. En daarna kom die opstanding en die verheerliking. So eers vernedering voor verheerliking. En Jesus leer hulle hierdie. En dan roep Jesus die hele skare na hom toe, en hy gee hierdie volgende instruksie nie net vir spesiale Christene of spesiale disippels nie, hy gee dit vir alle disippels. En hy sê vir hulle, hy leer vir hulle wat dit beteken om sy disipel te wees, wat dit beteken om hom te volg. Vers 34. En toe het hy die skare saam met sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So Jesus leer hulle oor disippelskap, hy leer hulle oor die mandaat van disippelskap, dis wat ons gesien het, en hy leer hulle oor die motivering van disippelskap. So dis dit wat ons moet gaan doen, die mandaat is, verloon jouself, en ons het toe gesê, vermoor jouself, en volg my, volg Jesus. Verloon jouself, so jy kan nie meer as koning wees van jou lewe nie, God moet nou koning wees, dis stap 3 van Ben se preek van laas keer. Okay, ons moet dis wat moet gebeur, ons kan nie meer koning wees nie, Christus moet koning wees. Verloon jouself, vermoor jouself, dis die idee van wees bereid om te volg, maak nie saak wat die prys is nie, en volg Jesus. Maar hoekom sal 'n disipel daai mandaat uitvoer? Wel, Jesus gee vir hulle motiverings. Die eerstens motivering was, verloor is wen. Kyk na vers 35, verloor is wen. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. So as ons nou verloor, nou ly, nou swaar kry, nou wat ook al die koste is, en selfs bereid sal wees om dood te gaan vir Jesus onthalwe en vir die evangelie onthalwe, dan is dit wen. Dan kry ons die ewige lewe. Dan kry ons die ewige lewe nie omdat ons dit deur werke kry nie, maar omdat ons wys, ons is 'n disipel, ons is iemand wat Jesus volg. So, eerste motivering is verloor is wen, tweede ene was ewigheid is meer werd. Kyk na vers 36 en 37. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? So die beste belegging is nie om die hele wêreld te kan kry ten koste van jou siel, jou ewige lewe nie. So as jy hierdie hele wêreld kan kry, maar jy verloor ewige lewe, daai is 'n slegte belegging. Nee, die beste belegging is om die ewige lewe te kan kry, selfs al sal dit jou iets kos, nou tydelik hier op aarde. So die ewigheid is meer werd. En dan die laaste motivering is, ek soek Jesus aan my kant. So vir Jesus sê, kyk na vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige slag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. So wie soek jy aan jou kant? Wie gaan jouself skaam? Hierdie wêreld, hierdie owerspelige en sondige slag, of Jesus Christus met hierdie heerlikheid wat hy mee gaan kom? So disipel moet Jesus volg, homself verloon, sy kruis opneem en Jesus volg. En Jesus se pad gaan kruis toe. Dis sy pad. Jesus gaan homself verloon, Jesus neem sy kruis op en hy volg God die Vader tot die dood toe. Sy gehoorsaam. En dis die pad wat ons moet volg. Maar, en hierdie is die punt, en hierdie is hoekom hierdie gebeurtenis hier is in die Markus. As die vernedering en die kruisdood van Jesus, as dit sy eindbestemming is, as dit is waar dit geëindig het, hoekom sal iemand hom wil volg? As die verhaal eindig met Jesus se kruisdood, hoekom sal iemand die pad van disipelskap agter Jesus aanstap? As Jesus nie verheerlik word nie, as hy nie weer gaan kom in glorie nie, dan val alles van vers 34 tot vers 38 plat. Dan maak niks van dit sin nie. Die disipels het nou gehoor dat Jesus gaan doodgaan. En hulle hoor hy praat van 'n kruis opneem. En hierdie dinge is vir hulle moeilik om te verstaan met die konsep wat hulle het van Messias. So wat hulle nodig het nou om te kan sien en te kan verstaan, is dat hierdie is nie die einde nie. Dis nie waar dit stop nie, die kruis nie.
Na die kruis kom die opstanding, hemelvaart, verheerliking en Jesus wat weer gaan kom in glorie. En dit is hoekom hulle Jesus se heerlikheid moet sien op hierdie spesifieke plek. Dit is hoekom die berg van verheerliking nou gebeur. So Jesus se verheerliking op die berg dien as 'n motivering vir hulle en vir ons om onsself te verloon, ons kruis op te neem en hom te volg. Hulle moes gesien het en geweet het dat Jesus wel gaan doodgaan, maar dit is juis God se pad vir hom, sy pad na verheerliking. En dis presies dieselfde pad vir hulle. Dis eers 'n pad van nederigheid. Dis eers 'n pad van selfvoeding, eers 'n pad van kruis opneem voor daar verheerliking is saam met hom. So hulle moet hulle self verloon, hulle kruis opneem en nou verloor en nou dat hulle saam met Jesus gaan en hulle dan skaam vir die wêreld want heerlikheid kom. Dis die motivering. Jesus gaan terugkom en hy gaan hierdie wonderlike verhewe een wees en hulle word nou 'n beeld daarvan gegee om hulle te kan help om te volhard. So ons opskrif vir vandag is die berg van verheerliking, motivering vir gehoorsaamheid. Motivering om jouself te verloon, jou kruis op te neem en Jesus te volg. Jesus wat so verhef word, moet hulle motiveer om hom te volg en vir hom te luister. Dis die woorde daarso van God die Vader, om vir hom te luister. Dit is vir ons, maar hierdie is ook vir Jesus belangrik gewees op hierdie plek. Jesus word ook gemotiveer hierdeur. Van hier af is Jesus die hele tyd op pad Jerusalem toe. Die kruis is die hele tyd in sy gedagtes, dis op sy lippe, dit is 'n mate van hierdie las wat hy dra en hy gaan ook gemotiveer word hierdeur. So God wat hier vir hom, vir Jesus in sy menslikheid 'n voorsmaakie gee van hierdie heerlikheid wat hy gaan hê, is 'n motivering vir Jesus om homself te verloon, sy kruis op te neem en gehoorsaam te bly aan die Vader tot die einde toe. En ons sien hier dieselfde in Hebreërs 12 vers 2. Praat van Jesus en dat ons oë op hom moet hou, Jesus die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So Jesus het geweet na die kruis hoe dit gaan lyk en hier het hulle 'n voorsmaakie daarvan gehad. God vir hom gegee het. Dis nou is ons reg om deur hierdie tekste te werk. So motiverings deur hierdie bergprediking, berg van verheerliking en dit wat hulle sien hierson en hoor hierson. Die eerste motivering vir gehoorsaamheid is Jesus se belofte. Kyk aan na vers 1. En hy sê vir hulle. So dis hierdie skare, dis almal wat daar is. Kyk, dis dieselfde konteks wat hy nou net vir hulle gesê het om hulle self te verloon. Daai konteks. Okay? Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood seker nie sal smaak voordat die koninkryk van God met krag sien kom het nie. So Jesus maak hierdie merkwaardige belofte van hierdie mense wat hier voor hom staan, gaan nie doodgaan voordat die koninkryk van God met krag dat hulle dit gesien kom het nie. O, wat 'n belofte. Die koninkryk, dit klink asof dit in hulle tyd gaan kom. Nou, daar's liberale teoloë wat sê hierdie het nooit gebeur nie en dus was Jesus mislei en het Jesus hulle mislei. 2000 jaar het verbygegaan en hy het nog nie gekom nie. En duidelik het Jesus en die apostels gedink hy gaan dadelik kom. En dit gebeur nie. Maar Jesus is nie mislei nie. En hy mislei ook nie hulle of ons deur enigiets nie. Nee, hierdie belofte moet hulle juis help om gehoorsaam te wees en om hom te volg wanneer hulle vervolg word en wanneer hy nog nie kom nie. Dit moet hulle juis help vir die volgende hulle lewe lank en nog 100 jaar daarna en disippels nog 500 jaar daarna en 2000 jaar nou amper. Moes hierdie hulle juis gehelp het. Dit is die hele doel van die belofte, is om hulle te help om aan te hou hulle self te verloon, hulle kruis op te neem en hom te volg. Hierdie belofte is 'n rede vir hulle om hulle self so te gaan verloon en dit te doen. So nou moet ons vra, wat presies beloof Jesus dan hier en wanneer word dit vervul? So wat beloof hy en wanneer word dit vervul? Jesus se woorde wat sê dat sekere van hulle wat die dood sekerlik nie sal smaak nie. Daai woorde is duidelik. OK,
Okay, sommige van hulle gaan in hierdie lewe voor hulle dood gaan hierdie sien. Dis duidelik. Maar Jesus sê sommige van die wat hier staan sal die dood nie smaak nie. So hierdie gaan nie almal wees nie, dis net van hulle wat hierdie gaan sien. Maar wat gaan hulle sien en wanneer is hierdie vervul? Nou daar's 'n aantal interpretasies wat vir hierdie gedeelte gegee word. Sommige sê hierdie verwys na Jesus se opstanding en dis wat dit gesien het. Anders sê dit praat van Jesus se hemelvaart en die heerlikheid wat hy daar kry. Anders sê weer nee, dit verwys na die koms van die Heilige Gees en in die kerk. Anders sê nee, dit verwys na die ontstaan van die kerk en na die groei van die kerk en die krag wat daar dan is in die kerk. Of dalk is 'n ander wat weer sê dis al hierdie gebeurtenisse saam. Mense wat hierdie dinge het in geestelike oë om dit te kan sien, vir hulle is hierdie wat waar is. Ander oortuig hierdie praat van die gebeure rondom 70 AD en die val van Jerusalem. En seker die mees populêre interpretasie vandag onder konservatiewe teoloë is dat hierdie verwys na die berg van verheerliking. Hierdie gebeurtenis reg na dit. Nou elkeen van hierdie interpretasies het hulle sterkpunte en hulle swakpunte. Okay, daar sterkpunte vir elkeen, daar swakpunte vir elkeen. En basies sukkel amper elke interpretasie met Jesus se woorde hierso. Ek sê vir julle, sekere van julle gaan die dood nie smaak nie voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Almal sukkel met daai woorde om dit sy volle gewig te gee. So hoe kan ons besluit wat is die regte of die dalk die beste interpretasie hierso net? Maar kom ons kyk eers net na die konteks. Help die konteks ons. Reg voor hierdie het iets is gepraat van wat? Sy dood en sy opstanding. So dalk is sy opstanding die vervulling van hierdie gedeelte. Reg na hierdie belofte kom die berg van verheerliking, daai gebeurtenis. En in elke evangelie, al 3 van hulle wat hierdie berg van verheerliking het, kom dit presies na in hierdie stelling. En almal van hulle is daar selfs koneksiewoorde wat sê daar's een of ander koneksie tussen hulle. So dalk is die regte interpretasie dat die vervulling is die berg van verheerliking. Kyk na vers 2 en hoe vers 2 begin. Dit begin in my ou vertaling met die woord en na 6 dae. En dit is baie vreemd vir Markus om so spesifieke tyd op te stel. En daai woord en is Markus besig om een of ander koneksie te maak tussen Jesus se belofte en die berg van verheerliking. Daar's een of ander koneksie ten minste wat hy maak. So dit gee gewig aan daai interpretasie. Die interpretasie dat hierdie verwys na die val van Jerusalem in 70 AD werk net as jy vers 38, en dan vers 38, praat daarso weet aan die einde van dit, vir hom sal die seun van die mens ook skam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met sy heilige engele. As jy daai sien dat dit gebeur tydens 70 AD. Maar dit kan jy nie in hierdie konteks kry nie. Jy moet dit van ergens anders af kry. Jy moet dit oortuig wees dat meeste van Jesus se profetiese woorde was toe vervul. Ander tekste dan moet jy dit hier inlees. In hierdie konteks kan jy nie by 70 AD af uitkom nie. Jy moet dit van ergens anders af hiernatoe inbring. So ek dink hier daar is 'n goeie interpretasie hierso nie. OK. Maar daar's nog steeds verskillende moontlikhede. Is dit sy opstanding en dalk dinge wat gebeur daarna in die kerk ontstaan of is dit die berg van verheerliking? Hoe kan ons besluit wat is die regte interpretasie? Wel, wat van as ons iemand wat daar was kon vra en hy kan vir ons sê? En ek praat natuurlik van Petrus, wat daar was en hy praat van hierdie gebeurtenis in 2 Petrus. So in 2 Petrus 1 vers 16 en 17 praat Petrus vir ons oor die gebeurtenis en hy verduidelik vir ons meer van dit en hy maak vir ons koneksies hierso. Sê want ons het nie kunstige verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Okay, so daai is duidelik die berg van verheerliking en dit wat daar gebeur het. En Petrus is besig om te praat van Jesus se tweede koms wat met krag is, sê hy. Hy sê daarso wat julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus. So hy sê dit is met krag
En hy en die ander apostels het nie vir hulle fabels vertel toe hulle vertel het van die tweede koms nie. Hulle was nie besig om stories op te maak nie. Inteendeel, hulle het alles voorsmaakie van dit gehad. Hulle het al 'n stukkie van dit gesien. Bergprediking. Hulle was aanskouers van sy majesteit. Hulle het hierdie gesien. So Petrus konnekteer die woorde van Jesus wat met krag kom en Jesus se tweede koms met hulle wat Jesus op die berg gesien het. Hy maak vir ons daai koneksie. So Petrus en Jakobus en Johannes het Jesus se heiligheid gesien en dit was vir hulle bewys dat hy weer gaan kom met daai tipe van heerlikheid. Dis deel van sy argument hier in 2 Petrus. So kyk nou weer terug na Markus toe, Markus 9 vers 1. Kyk mooi na die woorde. Jesus sê nie, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood seker nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê sien kom het nie. Daai is 'n perfect in die Grieks. Dit beteken hy's alreeds daar. So hulle sien nie die begin van dit nie. Hulle sien hy's al klaar in plek en hulle is basies verby die begin sien hulle 'n stukkie van dit. Dis waaroor dit praat. Dis al klaar daar gewees. So Jesus sê dis nie dat hulle die begin van sy koms gaan sien en eerste gebeurte is en hulle sien dit wanneer dit reeds in plek is. Jesus sê ook nie dat hulle self daar gaan wees en binne dit gaan wees nie, maar dat hulle dit sal sien, sê die woorde. En die berg van verheerliking het 'n redelike ander gevoel as baie van die res van Markus. Dit het baie meer 'n vertel van die disippels se oogpunt af. En baie minder van volg net vir Jesus en wat met Jesus gebeur. Dit gaan oor hulle wat sien, dis wat hulle gesien het. So ek is dus oortuig dat Jesus met hierdie belofte primêr verwys na sy verheerliking op die berg, wat sommige van hulle dan gaan sien voor hulle doodgaan. Die res van hulle gaan nie so iets sien nie. Johannes gaan 'n soortgelyke ding weer sien, Openbaring. Tog is hierdie interpretasie nie ook sonder sy swakpunte nie. Hy het ook swakpunte. Jesus verheerliking op die berg is nie die volle vervulling van daai woorde voor die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Dit voel asof dit nie heeltemal pas by hoe sterk daai woorde is nie. En almal sukkel met daai woorde. Okay, so die berg van verheerliking dien as 'n voorsmaakie van hoe dit gaan wees wanneer Jesus gaan terugkom. Dit is 'n stukkie van dit. Maar Petrus het hierdie voorsmaakie gesien as meer as genoeg rede om seker te wees dat Jesus gaan terugkom. Ons het julle vertel daarvan en ons het nie stories opgemaak nie, ons het dit gesien. Al 'n stuk van dit op die berg van verheerliking. Dis die punt wat hy maak. So Jesus gaan terugkom en hy gaan hierdie volkome in sy koninkryk inkom en hy gaan hierdie asemrowende heerlikheid en krag gaan hy hê en hulle het 'n voorsmaakie van dit gehad. Nou en luister nou mooi, dit maak nie saak wat jou interpretasie van hierdie gedeelte is nie. Die punt van die belofte is duidelik en hierdie moet julle nou verstaan. Jesus sê die einde is nie die kruis nie. Die kruis is nie waar dit stop nie. Nee, daar kom 'n wonderlike, kragtige koninkryk. Maak nie saak hoe jy hom interpreteer dan nie, maar daar's 'n wonderlike, kragtige koninkryk wat kom. Dus moet ons vir Jesus luister en hom volg want ons wil deel hê in hierdie koninkryk. Ons wil dus daai selfde pad stap en op die ou ende deel in sy heerlikheid. So Jesus se belofte is 'n motivering om gehoorsaam te lewe. Dis wat ons eerstens gesien het. Sy belofte is 'n motivering om gehoorsaam te lewe. En dan in vers 2 en 3 sien ons Jesus se verheerliking. Sy verheerliking is ook 'n motivering vir ons om gehoorsaam te lewe aan hom. Kyk na vers 2. So dan 6 dae het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saamgeneem. Okay, so hierdie 3. En hy kies hierdie 3 manne op 'n paar plekke, om hierdie unieke plek, hierdie unieke rol, hierdie unieke ooggetuies te wees. Dis net hulle 3 wat saamgaan met Jairus se dogtertjie wat uit die dode opstaan. Dis net hulle 3 wat saamgaan in die tuin van Getsemane, daai laaste stuk saam met Jesus is. So hy neem net hierdie 3 saam met hom. Nou is dit omdat hulle wonderlik is, beter as die ander? Nee, glad nie. Jesus het net voor hierdie vir Petrus Satan genoem. 6 dae voor hierdie. Hy verdien dit nie. En Jakobus en Johannes staan bekend, hulle bynaam is die seuns van die donder. Okay, hulle het ook groot probleme gehad.
So God wys net aan hierdie 3 baie genade, net soos hy baie genade wys aan elkeen van sy disippels, van elkeen van sy kinders. In die plekke en die manier hoe hy ons gebruik. Verder, wat hier gebeur is dat die wet verwag dat elke gebeurtenis bevestig moet word deur 2 of 3 getuies. En daarom bring Jesus 3 getuies saam. Dis hulle funksie, sodat hulle op 'n wettiglike manier kan bevestig hierdie gebeurtenis. Dit is ooggetuies. Waar neem Jesus hulle? Kyk na vers 2. Sê hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. Nou die naaste hoë berg van Caesarea Philippi af is die berg Hermon, plus minus 20 km nog verder noordwes is. Okay, Philippi is in hierdie vlakte gebou en dan sal jy 'n berg wat begin en dit gaan na 'n hoë berg toe van daar af op. So dalk is dit waarheen Jesus hulle geneem het. Okay, maar waar die plek is nie so belangrik nie. Wat belangrik is dat Jesus vat hulle na 'n berg toe. Dis wat belangrik is. Baie keer het daar groot gebeurtenisse, gereeld in die Ou Testament, daar groot gebeurtenisse en spesifiek God wat homself kom openbaar, het gebeur op berge. Dink aan Moses in die gebooie op die berg en God se wolk wat afgekom het en met hulle gepraat het. Dink aan Elia op die berg met die profete van Baal. En daar's nog baie ander ook. So, hulle gaan na 'n groot berg toe en dit lyk dus asof iets groots gaan gebeur en asof God homself meer gaan openbaar. Nou Lukas sien ons hulle gaan bo en dan raak die disippels aan die slaap. En dis dieselfde 3 wat in die slaap raak in die tuin ook. Okay? Maar hulle raak aan die slaap. En dan soos wat hulle wakker word, is hierdie gebeurtenis aan die gebeur. Is Jesus besig om te verander. En so wat sien hulle toe hulle daar op die berg is en hierdie gebeurtenis? Kyk na vers 2 en vers 3 verder. Sien hulle alleen op 'n hoë berg in eensaamheid geneem en hy het voor hulle van gedaante verander. Daai woorde, van gedaante verander en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kon maak nie. So Jesus het voor hulle van gedaante verander. Hy het gemetamorf. Dis letterlik die Grieks. Dis die werkwoord vorm vir die woord metamorf. Okay, maar dit is nie dat Jesus in sy natuur verander het nie. Dit is bloot net dat meer van Jesus se goddelikheid wat verskuil was, nou deurskemer. Hulle sien net meer van sy goddelikheid. Jesus het nog altyd hierdie heerlikheid besit. Johannes 17 vers 5 en later in Johannes 17 sê en nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Hy het hierdie heerlikheid. Jesus as God het 'n inherente heerlikheid wat die Vader gekies het om te verskans in Jesus se menslikheid toe hy op aarde was. So dit wat Jesus werklik is, word nou meer duidelik gesien. Dit wat hy werklik is wat hulle sien en nou ervaar. Soos een kommentator verduidelik, the transfiguration or in the transfiguration, Jesus exhibited a change on the outside which came from his inside, his true nature, his divinity. Christ's nature, of course, could not change, only his appearance. Christ's glory shone through his humanity and his garments, demonstrating to the disciples what Jesus really was on the inside. The glory which was Jesus' essential and eternal divine nature shone outward for a brief time and to a limited degree. So hierdie heerlikheid wat hy het uit hom uitgeskyn, hulle sien meer van dit, maar dis nog nie die volkomme heerlikheid van God nie. Niemand kan God sien en leef nie. Hy woon in ontoeganklike lig. Hierdie is net 'n stukkie van sy heerlikheid. So dit wat hulle hier sien is net 'n stukkie van dit wat net deurskemer van hierdie werklike heerlikheid wat Jesus besit. En hierdie heerlikheid is 'n heerlikheid wat maak dat Jesus skyn. Kyk na vers 3. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En Markus fokus net op Jesus se klere, maar Matteus sê ook hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het blink geword soos die son. So Jesus se heerlikheid skyn hierso deur sy
menslikheid. En God in sy heerlikheid word baie keer voorgestel as hierdie idee van oogverblindende helder lig. Kyk net na hierdie paar kruisverwysings. 1 Timoteus 6 vers 15 en 16. Die koning van die konings, die Here van die Here wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon. Psalm 50 vers 2. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Psalm 145 vers 5. Ek wil spreek van die glans van die heerlike majesteit en die wonderbare dade. So die 3 apostels sien hier net 'n stukkie van Jesus se goddelike heerlikheid wat dan so skyn. En Jesus besit hierso nog steeds sy menslikheid. Okay, hierso het hy heel moontlik sy verheerlikte liggaam. Hierdie is die koninkryk reeds daar. Dis 'n stukkie van daai wat hulle sien. Soos een kommentator skryf, Jesus is undiminished deity and perfect humanity. So is volkome goddelikheid en dit wat menslikheid behoort te wees. Dis wat hy is. United in one person forever. So Jesus het nou op hierdie oomblik, so waar hy aan die regterkant van die Vader sit, het hy hierdie heerlikheid wat so uit hom uitskyn. En wanneer Jesus weer gaan kom, dan gaan meer van hierdie heerlikheid gaan vir ons openbaar wees, dit gaan meer sigbaar wees as wat dit was toe hy die eerste keer hier was op aarde. En kyk nou weer na vers 3. Sien sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En wanneer hy sê dit is sy klere het blink geword, gee dit die idee die Grieks van dit was aanhoudend helder, blink. Dit is amper asof die blink 'n gevoel van lewe het. Kyk, dis die idee van as jy sê nou maar 'n baie helder wapenrusting het, nê, en wat blink gepoleer is. En jy kyk daarna en die son val op dit, dis die hele tyd besig om daai te beweeg, daai helderheid. Kyk, dis al die prentjie hierso. En verder sê dit dat Jesus se klere is witter as enigiets wat hulle nog gesien het. Kyk, hy probeer dit te beskryf in sy woorde, soos sneeu, soos weet geen blyker dit kan maak nie, wit. En wit staan baie keer vir morele skoonheid voor, maar baie keer veral wit klere het te doen met iets met die hemel. Kyk, die engele by Jesus se graf wat hulle gesien het, was wit. Eendag by die bruilofslam van die maal gaan die heiliges, ons, die gemeente, gaan wit klere aan hê. En dan die finale oordeel, daai troon waarop God die Vader sit, is wit. Alles te doen met die hemel. So hierdie is dus Jesus se hemelse heerlikheid waarvan hulle 'n stukkie sien. Hierdie is wat hy ook gaan hê wanneer hy terugkom om te kom regeer. En ons gaan deel in hierdie heerlikheid. Ons deel op 'n manier hierin. 1 Johannes 3 vers 2 sê geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees in sy menslikheid, okay? In sy goddelikheid nie. Gelyk sal wees in sy menslikheid en daai soort gelyk gaan wees. Hy is die voorbeeld, hy is die eerste vrugte in sy menslikheid hierso, omdat ons hom sal sien soos hy is. En hierdie heerlikheid van Jesus is rede vir ons om nou onsself te verloon, ons kruis op te neem en hom te volg, want heerlikheid kom. Hier is die rede om nie vir die wêreld of vir die hier en die nou te leef nie. Hierdie kom. Dit kom en ons wil dit nie mis nie en dit is bewys dat dit kom want hier is ons klaar voorsmaakie wat hulle gesien het daarvan. En dit is presies ook Johannes se punt. As ons hierdie sien en verstaan, dan wil ons meer heilig leef. Johannes sê net in vers 3 dan. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, so elkeen wat hoop dat hy eendag gaan deel in meer van hierdie heerlikheid van Jesus, en meer soos hy gaan wees, reinig homself soos hy rein is. Dis die motivering vir gehoorsaamheid. So ons kan seker wees, Jesus gaan hierdie heerlikheid eendag hê, en kom en dit gaan geopenbaar word, want Petrus en Jakobus en Johannes het reeds 'n voorsmaakie van hierdie heerlikheid van Jesus gesien. So ons gesien motivering, die belofte, tweedens sy heerlikheid en nou derdens Jesus as Messias.
se motivering. Kyk na vers 4 tot vers 6, vers 4. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. So Moses en Elia verskyn hier saam met Jesus. Maar hoekom verskyn Moses en Elia? En Markus sê dit actually Elia en Moses. Okay, hoekom is hulle hier? Hulle is getuies. Hulle is getuies dat Jesus werklik die Messias is. Moses verteenwoordig die wet en Elia verteenwoordig heel moontlik die profete. So die wet en die profete het voorspel dat die Messias gaan kom. Dis wat hulle verteenwoordig is besig om te sê, hierdie is daai ene. Hy is die vervulling van die wet en die profete. En as ons dink aan Moses net, Deuteronomium 18 vers 18 sê dat daar gaan 'n tweede Moses kom, nog 'n profeet soos hy. Jesus is dus ook hierdie tweede Moses, die groter profeet, die een waarna hulle moet luister, sê dit in Deuteronomium 18. En verder, soos ons volgende week gaan sien, was die verskyning van Elia aan die einde van die tyd verwag deur meeste Joodse leraars. So in daai tyd het hulle die idee gehad van Elia moet kom reg voor die einde. So as Elia daar is en daar is hierdie Moses, die tweede Moses wat ook aan die einde gaan kom, wat is dit besig om vir hulle te sê? Dis in Joodse denke is die verskyning van hierdie twee 'n bewys dat die lang verwagte Messias koninkryk gekom het. Dit wat hulle sien van daar, nê? Hulle sien dit is nou klaar daar. Hulle sien dit is die koninkryk daai. Dis die punt. En weer dien hierdie as motivering vir gehoorsaamheid. Jesus is beter as Moses, hy is die tweede Moses. En God het al in Deuteronomium 18 gesê, wanneer hierdie een kom, luister vir hom. En in vers 19 van Deuteronomium 18 sê hy, die een wat nie vir hom luister nie, ek sal daai ongehoorsaamheid van hom gaan eis. So dis 'n motivering, want hy is die Messias. Hy is die profeet. Maar die motivering gaan nog selfs verder as dit. Petrus net 'n paar dae voor hierdie het hy verklaar dat Jesus die Messias is, né? Maar toe hoor hulle dat Jesus gaan verwerp word en hy gaan sterf. Hierdie vernedering, hierdie verwerping van die Messias het nie lekker ingepas by hulle prentjie van Messias nie. Dis vir hulle soos asof hulle, wag 'n bietjie, hier's nou al hierdie goed in die Ou Testament. Wat sê hy vir ons? Jesus gaan al hierdie goed nie gebeur nie. Maar nou sien hulle dat Jesus wel hierdie verhewe Messias sal wees aan die einde van die tyd. Hulle begin nou meer inligting te kry om te verstaan twee komste. En die eerste een is vernedering. En daarna kom verheerlik. Nou kan hulle begin verstaan, daar's eers vernedering, verwerping, dood. Nie nou nie. Die heerlikheid is nie nou nie, dit kom aan die einde. En dit is juis hierdie pad na verheerliking wat Jesus moet stap. Eers na die kruis toe, dan verheerliking. En dis dieselfde pad wat hulle moet stap. En nou begin, verloon jouself, neem jou kruis op, volg hom, meer sin maak. Hulle sien die einde. Hulle moet dus hulle self nou verloon, hulle kruis opneem en sy spore volg, want die heerlikheid kom. Maar Petrus verstaan nog nie heeltemal lekker hier nie, hoor. Dit vat hulle nog eintlik eers na Christus dood gegaan het en opgestaan het, wat hulle dit regtig verstaan. Kyk na vers 5 en 6. Petrus verstaan nog nie lekker nie. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus. En dit is amper asof hulle het 'n gesprek. In Markus klink dit asof hy hulle interrupt. Hy sê, lyk so. Dit is goed dat ons hier is. Dis wat hy sê. Laat ons dan 3 hutte bou. Daai's tydelike wonings. Dis die idee. Tente, hutte. Vir u 1 en vir Moses 1, vir Elia 1. Want en hierdie is so tipes Petrus, hy is een van die mense as hy nie weet wat om te doen nie, dan praat hy. Okay? Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. So Petrus gaan eers beter verstaan wanneer Jesus gekruisig is en dan opgestaan het uit die dode. Hier verstaan hy nog nie lekker nie. En sy voorstel lyk vreemd. Hoekom hierdie opdrag? En is letterlik die manier hoe hy dit sê is, laat ons moet hierdie doen. Hy gee 'n opdrag vir die ander daarso. Dat ons hierdie moet doen. Laat ons 3 te maak, vir u 1, vir Moses 1 en vir Elia 1. Wel, Lukas help ons om 'n bietjie te verstaan wat moontlik in Petrus se denke was. En Lukas sê dit dat Moses en Elia was op pad om weg te gaan.
En op daai oomblik sê Petrus, stop, wag. Kom ons bou vir julle tydelike wonings. So hierdie was net te wonderlik vir Petrus. Hy's net dis so amazing. Ek wil net hier bly en hier gaan hulle. Nee, wow, moenie gaan nie. Kom ons maak 'n plan. Ons wil vir julle plek kry om te bou. Weet julle kan nie so bly. En ons bly vir julle elkeen vir julle plek om te bly. En ons bly net hier op die berg. Ons gaan nêrens heen nie. Ons gaan nie af nie. Ons hou net aan. En dis half die idee so jomentlik. Maar Petrus drink nie lekker wat hy sê nie. Jesus het gesê, 'n disipel moet homself verloon, sy kruis opneem en hom volg. En Jesus het nie gesê hulle gaan die hele tyd net lekker op die berg kan bly in hierdie wonderlike oomblik nie. Nee, Jesus is juis op pad van hier af die hele tyd kruis toe, Jerusalem toe. En dis presies wat die disippels moet doen. Hulle moet hulle kruis opneem en hulle moet hom volg. So hulle kan nie hier bly nie. Maar hierdie is so tipies van ons, nê? So tipies van ons. Ons word gered, ons is aan die brand vir Jesus, ons het interaksie met allerlei mense, en dan raak ons gemaklik in die kerk. En Sondag is lekker, en gemeenskap met die gelowiges lekker, en is asof ons net nie wil daar in die wêreld mee doelgerig wees, en daar ons self verloon, en ons kruis opneem, en hom volg nie. Ons is ook soos Petrus, kom ons bly hier op die berg. So ons het gesien, belofte, met motivering is, Jesus se heerlikheid, Jesus as Messias, en dan laastens, Jesus as die Seun van God. Vers 7 en vers 8. So Jesus as die Seun van God dien ook as 'n motivering om gehoorsaam te lewe. Kyk na vers 7. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde Seun, luister na hom. Hierdie is basies die antwoord op Petrus se voorstel. Kom ons bly hierso. En God kom en hy sê nee, luister na Jesus. En wat was Jesus se laaste opdrag? Verloon jouself, neem jou kruis op en volg hom. Nou God se spesiale teenwoordigheid word gereeld in 'n wolk voorgestel. Toe Moses op die berg gepraat het met God, was daar hierdie wolk gewees. God het die volk gelei deur hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom. Wanneer God met Moses gepraat het in die tent van ontmoeting, was daar die wolk gewees. Toe hulle die tabernakel klaar gebou het en toe hulle die tempel klaar gebou het, het daar elke keer hierdie spesiale wolk gekom. En hierdie wolk stel basies God se heerlikheid, God se teenwoordigheid, wat op 'n unieke manier daar is, voor. So dis waarvan hierdie praat. So nou kom hierdie wolk, en hierdie is God se heerlikheid, God se unieke teenwoordigheid wat kom. En God praat dan, en God praat nie hier met Jesus nie, soos by die doop, het hy met Jesus gepraat. Nee, God praat hierso met die 3 disippels. Hy praat met hulle. En hy praat met hulle oor Jesus, en hy sê vir hulle, dit is my geliefde Seun, luister na hom. En hierdie woorde, dit is my geliefde Seun, luister na hom, is 'n kombinasie van Psalm 2 vers 7, my seun, Jesaja 42 vers 1, in wie ek welbehaag het, my geliefde seun, daai woord, en Deuteronomium 18 vers 15, na hom moet julle luister, die tweede Moses. So dis letterlik 'n kombinasie uit al 3 gedeeltes van die Ou Testament, wat in die een frase vasgevat word, wat God hierso sê. En Jesus word hier verklaar as die Seun van God. Hierdie is my geliefde Seun. En dit beteken hy is God. As ek 'n seun het, dan is hy 'n mens. God het 'n seun, en hy is God. Hy is die Seun van God. So Jesus is, net hierdie stukke voor dit, die Seun van die mens, maar hy is ook die Seun van God, en hy is die Messias, hy is hierdie verhewe ene, hy is God, en dus sien hulle die heerlikheid van hom. En wat is die toepassing van Jesus as die Seun van God? Wel, God sê reguit wat die toepassing is. Hierdie is my geliefde seun, en wie ek welbehaag het, of my geliefde seun, ander plek wat welbehaag sê, luister na hom. Dis die toepassing, luister na hom. So Jesus is God, en ons moet luister na hom. En hy het gesê, 'n disipel is iemand wat homself verloon, sy kruis opneem en hom volg. En dus moet ons dit doen. So Jesus as die Seun van God is 'n sterk motivering om gehoorsaam te wees. Hierdie man, wat dalk met tye
toe hy daar rondgeloop het op die aarde soos 'n gewone mens gelyk het, is inderdaad die seun van God. En hy het sy kruis opgeneem. Hy was gehoorsaam geweest tot die dood, toe ja, die dood op die kruis. En daarom het God die Vader hom verheerlik en 'n naam gegee wat bo elke naam is. En hulle moet dieselfde pad stap en ons moet dieselfde pad stap. So Jesus se belofte en hierdie wonderlike ervaring op die berg, sy heerlikheid, hy is die Messias, hy is die seun van God, dit dien alles as 'n motivering om gehoorsaam te lewe aan God. Maar, sê jy, hoe is hierdie van toepassing op my? Ek het nie so ervaring gehad nie. Ek het nie hierdie gesien nie. Dalk dink jy, as ek maar net so iets kan sien, so iets kan ervaar, dan sal ek meer gehoorsaam wees. Dan het ek meer rede om te luister. Maar weer kan ons luister na een van die 3 wat daar is en hoe hy dink oor sy ervaring. Of nie? Petrus maak, kyk hierdie punt wat hy maak in 2 Petrus 1 vers 18 en 19 en ander het net nou die dag hierdie hanteer. So en hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Hierdie stem het gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En dan sê hy, ons het die profetiese woord, en hy bedoel daar die Bybel, in die konteks is dit duidelik, ons het die Bybel, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee. Nou die ou vertaling sê, ons het die Bybel wat baie vas is, maar daai woord is in 'n vorm wat vergelyking moet tref met iets anderste. So dit is nie net baie vas nie, dit is meer vas is. Daar's 'n vergelyking met iets en nog iets. Die vergelyking is tussen Petrus se ervaring op die berg en die woord. En hy sê, die woord is meer vas. Die 2020 het vertaal as wat nog vaster staan. So Petrus sê ja, hy en die ander apostels, 2 van hulle, het hierdie wonderlike ervaring gehad op die berg, wat vir hom bewys het, Jesus gaan weer kom in krag en heerlikheid. Maar die woord, die Bybel, is nog meer seker, nog vaster bewys, dat Jesus weer gaan kom. En ons moet daarop ag gee. So hy sit die woord, bokant, die ervaring van ervarings. En ons het God se woord. Ons het sy hele openbaring. Ons het nie net daai een belofte nie, ons het al die beloftes. En ons het in die woord al baie meer oor Jesus gesien as net dit. Ons verstaan soveel meer as wat hulle op daai oomblik verstaan het. Ons het die hele woord en sy heerlikheid wat ons kan sien. Ons weet hy is die Messias. Ons sien hom as die seun van God. En dus moet ons gehoorsaam lewe aan Jesus. En ons is uit genade gered. God het ons so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om verwerp te word, verneder te word, doodgemaak te word en ons ewige hel op hom te neem. En ons het reeds, ons het nou rede, jammer, ons het rede om dus vir God lief te wees en vir hom te lewe, want hy het ons eerste lief gehad. So disipel, hierdie is die seun van God wat weer gaan kom in glorie. Luister na hom. En sy opdrag is, verloon jouself, neem jou kruis op en volg hom. Kom ons sluit af in gebed. Heer, ons is dankbaar vir u woord en vir Markus en soveel kere, Here Jesus, wat ons net u sien en sien hoe wonderlik u is en wie u is. En Here, help ons om dit te onthou en veral hierdie beeld van u heerlikheid voor ons te hou hierdie week, Here. Dinsdagoggend kom en daar's hierdie moeilike ding wat ons moet aanpak, Here, en ons sukkel om geduldig te wees met 'n mens wat moeilik is voor ons, of omstandighede wat moeilik is, of iets wat swaar is, Here. En ons wil opgee, dat ons sal onthou die heerlikheid wat Christus het, wat Petrus hulle reeds gesien het, wat hy eendag gaan hê, en wat ons in gaan deel. En mag dit ons help om dan te volhard en aan te hou. Here, help ons om die grootste prys bereid te wees om dit te betaal. Soos ons gesien het, Here, in daai gedeelte oor onsself te verloor en die kruis op te neem, Here. En as ons bereid moet wees om die grootste prys, ons lewe te gee, Here, ons moet bereid wees om soveel ander kleiner dinge ook te gee. Help ons, Here, dat ons afgode sal aflê,
Dat ons sal nee sê vir die dinge wat ons weghou van U af. En waaraan ons nie U as koning het op ons harte, Here, en wat vir ons sê ons moet lewe nie. Dat ons hierdie dinge sal verloon, sal wegdraai van dit af. En dat ons kruis sal opneem en dat ons U sal volg. Here, help ons ook as 'n gemeente om saam met mekaar hierdie pad te stap, mekaar te motiveer in dit. Maar Here, help ons ook dat ons nie net hier op die berg sal wil bly nie, maar dat ons sal uitgaan. Die evangelie gaan verkondig daar waar U ons stuur en dat ons sal doelgerig wees om ook te gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.